Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie ou volk of sonkyker, soos hulle maar bekend is, die ou volksnaam, skurwe jantjie, is dan ook lekker om hulle te sien nog in die natuur. En dit omdat baie van hulle ook dan bedreig word omdat hulle habitat dan ook vernietig word. Hulle is lief op oop velde, dan ook hulle neste te maak, terwyl dit 'n vlak nes is, maar omtrent ons so om en by 800 millimeter, amper 'n meter diep, wat daardie gat dan ook in die grond is. Daar is ook 'n besondere band tussen die ma en die kleintjies, en hulle bly vir 'n tyd lank dan ook daar by daardie gat, waar hulle dan ook saam met die ma sal bly. So, hulle naam ook sonkykertjies, juis omdat hulle daar by die gat van die son, baie keer ook na die son ook sal staar, waarna hulle ook dan buitentoe sal gaan om kos te gaan kry. So, net so 'n paar interessantheid rondom hierdie sonkykertjies. Maar so ook kom die Here en hy kom leer vir ons ook, dat ons mekaar moet lief hê, net soos wat daar 'n band tussen die ma en die kindertjies is, so moet daar ook 'n wonderlike band tussen ons en ons medemens wees, omdat daardie band deur God in ons harte geplaas is, deur sy kosbare liefde, soos wat die Here ook sê in Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So hier's nog 'n gebod wat die Here dan ook gee, 'n opdrag wat hy gee, dat ons mekaar moet lief hê. Op watter wyse? Soos wat hy ons lief gehad het. Hy het homself vir ons oorgegee, hy het kom wys, wat is liefde? Hy het na enige mens toe gegaan, en met hulle die evangelie gedeel, of dit nou van sy eie volk was, of het ander volkere was, het die Here daardie harte raak gesien van daardie mens, en hulle met die evangelie bedien, omdat hy 'n liefde in sy hart gehad het, vir die verlore gaande wêreld. Johannes 15 vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus het sy lewe opgeoffer vir die mensdom, en selfs vir sy vriende, en hy het sy vriende, het hy bo homself gestel. Daarom dat hy bereid was om kruis toe te gaan, is ons bereid om ander voor onsself te stel. Want dit leef in hierdie tyd so, dat baie mense eerder na hulle self kyk, as wat hulle na ander mense omsien, en 'n belang het by ander mense, en die behoefte in hulle harte dan ook raak sien, in besonder wanneer dit by die evangelie kom. Romeine 12 vers 10 sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Daardie respek wat ons vir mekaar moet hê. Dit is waarvan die woord van die Here ook spreek. En dan kom daar 'n kosbare gedagte, ook in 1 Johannes 4 vers 7, rondom hierdie broederlike liefde. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hierso is 'n baie duidelike woord wat uitkom, en baie duidelik wat die Here vir ons kom sê, waarin hierdie liefde van God gesien sal word in ons lewe, is dat ons mekaar sal lief hê. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde, en God se liefde is in die mens se hart uitgestort. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die kosbare liefde, dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons, juis omdat hy die mensdom lief gehad het, en hulle dan ook wou gered het. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sonde. So God het ons as mens eerste lief gehad, en sy liefde vir ons kom wys. En daarom roep hy ons op in 1 Johannes 4 vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Is daar 'n liefde in ons hart vir ons medemens? Toets u self daarin, as daardie liefde nie in u hart is nie. Die woord van die Here sê, nie ek nie, maar die woord van die Here sê, as ek nie daardie liefde van God in my hart het vir die ganse mensdom nie,
dan woon die liefde van God nie in my hart nie. Mag die Here genade skenk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike liefde wat jy in ons harte uitgestort het, en help vir ons ook om daardie liefde uit te straal na die wêreld toe. Amen.